Goeiedag, Yeshua leer ons bid om te vra, te bid vir ons daaglikse brood. En hoekom nie vir Abba Vader vra, Vader, gee vir ons vandag ons daaglikse brood. Yeshua sê in Markus 9 vers 33, as iemand die eerste wil wees, of groot wil wees in die koninkryk van Abba Vader, dan moet ons dienaars wees. En dalk dien jy vandag op 'n plek wat jy nie jou uiteindelike plek is om diensbaar te wees nie. Dis dalk nog nie by die droom wat Abba Vader vir jou het nie. Of miskien bedien jy tans op 'n plek wat nie jou uiteindelike plek is vir jou gawes nie, maar om by die bestemming uit te kom van die droom wat Abba Vader vir jou het, begin dit by my en jou om diensbare harte te hê, om diensbaar te wees. Dink aan Josef. Abba Vader het 'n groot droom vir hom gehad, maar hy moes eers leer om diensbaar te wees in die tronk. Net so, as jy weet jou roeping is om die woord te verkondig eendag of om te preek, begin dan en wees diensbaar deur byvoorbeeld kinders te bedien. As jy 'n kragtige evangelis, kom ons sê jy weet jy gaan 'n kragtige evangelis wees soos Oom Angus, begin dan en wees diensbaar by die uitreikspan se ekstra hande. Jy weet, vir oor die 30 jaar het Oom Angus op 'n trekker en families gepreek. Met ander woorde, om 'n kragtige instrument in Abba Vader se hande te wees, wees gewillig, nommer 1. Wees beskikbaar, wees diensbaar, wees getrou en kyk hoe rig Abba Vader jou op sy bepaalde tyd. Paulus het Timoteus ook hieroor geleer en sê in 2 Timoteus 2 vers 2 vir Timoteus, wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue, faithful manne, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. So wat Paulus vir Timoteus sê is, as jy kyk vir mense om te bedien in die liggaam van Yeshua, gaan soek getroue mense wat bekwaam sal wees, wat disippels sal maak, wat ander sal leer. Maak nie saak hoe moeilik dit gaan nie. Kinders van Abba Vader wat getrou is die eerste ding wat Paulus sê. Nou, getrouheid word gelys as een van die vrugte van die Heilige Gees wat in Galasiërs 5 vir ons gegee word. En ons word geroep as Yeshua se disippels om in ons in ons lewe en in die liefde vir hom te vertoon deur om getrou te wees. Yeshua sê ook in Openbaring 2 vers 10, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Yeshua roep ons om getrou te wees tot die dood toe. Al is jy in die tronk gegooi, wees getrou. Met ander woorde, al dien jy tans op 'n plek waar jy ook nie weet, jy weet, dit is nie hierdie is jou gawe of jy weet nie hoe gaan jy hierdie doel bereik wat Abba Vader vir jou het of die droom wat hy vir jou het nie. Weet, Abba Vader is besig om jou te leer, daar waar jy is. Vertrou Abba Vader se proses, trust the process van vorm en vou. Hy is die pottebakker, ek en jy is net die klei. Paulus sê verder in Efesiërs 4 vers 16, uit wie die hele liggaam goed saam gevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. So hoor gou, hierdie is baie belangrik. Die liggaam groei, die liggaam van Yeshua groei, want elke deel in die liggaam doen sy deel en is getrou tot die dood toe. As jy nie getrou is nie, bereik jy die groei? Nee. So die vraag is, doen ons deel in die liggaam van Yeshua? Dit begin by elkeen van ons. As ek my gedeelte doen in die liggaam van Yeshua, gaan elke een van ons deel doen, gaan die liggaam van Yeshua groei. Ek praat nie van meer nommers in die kerk nie, ek praat van ons as liggaam gaan groei geestelik om Yeshua se hande en voete te wees. Yeshua sê immers in Johannes 14 vers 12, dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook dinge doen wat ek doen, hy sal ook nog groter dinge as dit doen, omdat ek na my Vader gaan. Paulus sê ook in Efesiërs 4 vers 16, wat baie belangrik is, in plaas daarvan dat elkeen sy eie ding doen, word deel, join together in die liggaam en bedien saam in die liggaam van Yeshua. Met Yeshua as die hoof. En as jy nie geplant is nie, vra vir Abba Vader om jou te plant in 'n liggaam, want as jy nie geplant is nie, as 'n boom nie geplant is nie, hoe gaan hy vrugte dra?
Dan in 1 Korintiërs 12 leer Paulus die lede in die liggaam wat jy nie kan sien nie, hulle is die mees belangrikste in die liggaam van Yeshua. Elkeen in die liggaam van Yeshua het 'n rol. My pinkie sit nie daar op sy eie een kant en bedien nie. Nee, hy's deel van 'n liggaam. Want anders as pinkie nie daar is, gaan hand nie saamwerk nie. En soos elke ledemaat het 'n rol en is belangrik. En daarom is dit belangrik vir my en jou om diensbaar te wees. Vra vir Abba Vader om jou deel te maak van 'n familie waar jy diensbaar kan wees as jy nie tans is nie. So hoe kan ek en jy 'n kragtige instrument wees in Abba Vader se hande? En die werk voorsit wat Yeshua gedoen het, dit begin by wees gewillig, wees beskikbaar, wees diensbaar en wees getrou. En dan die laaste een, wees 'n diensknegt van Yeshua. En kyk hoe rig Abba Vader jou op, soos hy vir Bezalel, Ohalia wat die tabernakel gebou het, soos hy vir Hiram opgerig het wat die tempel gebou het vir die tempel van Salomo. Paulus sê in 2 Korintiërs 3 vers 5 tot 6, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die gees. Van die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Met ander woorde, ons bekwaamheid is uit Abba Vader, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars. Ek dink iets wat ons verkeerd verstaan baie kere is voltydse bediening. Ek dink eerder as voltydse bedienaars as beroepsbedienaars, want ons almal is voltyds bedienaars, is dit nie? Die vraag is jy 'n voltydse bedienaar? Is jy reg om te bedien waar ook al jy gaan? By jou werk, by jou huis, by die skool, waar ook al jy gaan? Moet ek en jy altyd gereed wees om te bedien? As disippels van Yeshua is ons almal voltydse bedienaars in Yeshua. En die manier hoe die liggaam van Yeshua die woord na die uithoeke van die wêreld toe gaan vat, is deur disippels te maak. Ons het 'n opdrag, Matteus 28 vers 19. Dis deur die Heiliges toe te rus om bediening te doen. So dink daaroor. Hoe bereik Abba Vader mense wat verlore is? Deur gewilliges, deur my en jou. Hy rus my en jou toe om dit te doen. En Abba Vader gebruik voltydse bedieners. Yeshua het baie mense toegerus en se lewens verander. En so roep hy ook vir my en jou. En die vraag is jy gewillig? Is jy beskikbaar? Sal jy diensbaar wees? Sal jy getrou wees? En 'n diensknegt van Yeshua. Want is tyd om daar die hande aan die ploeg te slaan, want die oes is groot en die arbeiders is min. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde. Vader, ek is gewillig, ek is beskikbaar. Ek wil u diensknegt, ek wil diensbaar wees. Ek wil getrou wees en ek wil u diensknegt wees, Yeshua. Verander my totaal al. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotevawai. Amen. Shalom.